9 Augustus. Ons is duur gekoop. Seuns van God deur die bloed van Christus. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Hebreërs 10, vers 19 en 20. Christus is tussen die 3de en die 6de uur aan die kruis genaal. Dit is tussen 9 uur en 12 uur. In die namiddag is hy dood. Dit was die uur van die aandoffer. Toe is dit dat die voorhangsel van die tempel, wat die heerlikheid van God van die oë van Israel verberg het, van bo tot onder geskeur is. Deur Christus sou die verborge heerlikheid van die allerheiligste plek geopenbaar word. Hy het namens elke mens die dood gesmaak, en deur hierdie offer sou die seuns van die mens die seuns van God word. Terwyl hulle daar met ontsluierde gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, moes die gelowiges in Christus van gedaante verander word, van heerlikheid tot heerlikheid. Die versoendeksel, waarop die heerlikheid van God in die allerheiligste plek gerus het, staan oop vir almal wat Christus as die versoening vir hulle sondes sal aanneem, en deur die bemiddeling daarvan word hulle met God in gemeenskap gebring. Die voorhangsel word geskeur, die muur van skeiding afgebreek, die handskrif van insettings uitgewis. Op grond van sy bloed is die vyandskap tot niet gemaak. Die eenvoudige verhaal van die kruis van Christus, sy lyding en sterwe vir die wêreld, sy opstanding en hemelvaart, sy intrede vir die sondaar voor die Vader, onderdruk en breek die harde sondige hart en bring die sondaar tot inkeer. Die Heilige Gees stel die saak in 'n nuwe lig voor hom, en die sondaar besef dat sonde 'n ontsaglike kwaad moet wees om so 'n groot soenoffer te veg. Hoe boos moet sonde wees dat geen heilmiddel minder as die dood van die Seun van God, die mens van die gevolge van sy skuld, kon red nie. Waarom is dit namens die mens gedoen? Dit was omdat God hom liefgehad het en nie gewillig was dat een moes sterf nie, maar dat almal tot inkeer moes kom, en Jesus as persoonlike saligmaker moes glo en die ewige lewe moes hê.